grootnis in Jesus. Ek wil net so kortliks, dit is eintlik 'n onderwerp wat ek vir baie lank oor kan praat. Ek wil praat oor nagmaal. Een van die dinge waaroor ek die hartseerste is in die huis van die Here. In Amerika het die een pastoor vir my gevra. Ek was daar en ons het saam met van die wedergebore Christene in die United Nations en op Wolstraat gebid rondom sekere goed en ek praat die hele tyd van die huis van die Here en the house of the Father en hy vra toe naderhand vir my, wat bedoel jy die huis van die Here? Ek sê vir hom, the body of Christ are dwelling in the house of my Father. Dis wat ek bedoel. Ons ken die Pasgafees, die eerste bloedoffer, Adam en Eva, die Here het bokkies geslag om hulle te bedek. En dan die bloedoffers aan die Ou Testament en dan die hoëpriester wat eenmaal per jaar dan in die allerheiligdom ingaan en dan die bloed van die lam dan nou op die versoendeksel sprinkel. En baie interessant is dat hy kom dan uit, terwyl die hele volk daar staan, dan sprinkel hy die bloed oor die volk en die Here reinig hulle net af van hulle sondes. Is daar nie dat 'n bloeddruppeltjie op almal geval het nie, dalk die eerste 2-3 ouens wat voor hom gestaan het. Dan sien ons in die Bybel die ontstaan van kultiese bloedoffers. En die kinders van Israel het dan nou ook hulle kinders geoffer aan Moloch, of beter bekend in Engels as Molek. 'n demon wat ek so by the way in Israel ontmoet het ook. Aborsies is offers aan Molek. Dis wat dit is. Dit is wat Israel doen. En die vyand vereis altyd bloed. Ek wil dan nie baie dieper in dit ingaan. In die okkulte. En almal ken toe nou die verhaal van Jesus wat met die donkie inry, wat in Jerusalem en hy word dan toe nou die volwaardige, alomvattende bloedoffer van die lam. Nou, en hy stel dan ook dit in as 'n covenant, as 'n Nuwe Testamentiese verbond, sy bloed. Ek hoef nie vir julle sekerlik nou dit alles te verduidelik nie. Verstaan my angle as 'n geestelike beraader rondom nagmaal. Mense kinders, daar's niks simbolieks daaraan nie. Dit is 'n krag van God om een te word met Jesus Christus.
As jy dink jy is besig met 'n simboliese ritueel, moet jy waak dat jy nie 'n oordeel oor jouself bring. Staan daar in die woord dat jy 'n oordeel oor jouself kan bring as jy sit met onvergewensgesindheid en jy gebruik die nagmaal? Is ek reg of verkeerd? Staan dit so opgeteken in die woord? Met ander woorde, jy kan jouself onder 'n oordeel bring met onvergewensgesindheid of wat ook al, as jy die nagmaal gebruik. Met ander woorde, daar moet mos 'n krag in dit dan wees. As dit simboliek was, sou was daar geen oordeel nie. Of wat praat ek nou alles? Miskien praat ek 'n bietjie kras. Ek weet nie hoeveel vergaderings sit ek saam met profete, waar ons nou almal sê, maar dis die toestand van die kerk en dit en as lang stories. Get the power in the blood of Jesus Christ back into the house of the Lord, and you will see the miracle working power again. The church will have a witness again, which will draw the world to the church, not the church to the world. Nagmaal is een van die kragtigste dinge wat ons kan doen op hierdie aarde. Om een te word met Yeshua. Om weer sy geregtigheid binne in ons as 'n krag te hê. Nagmaal, as ek die woord nou so bestudeer, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, nee. Net die gebruik van nagmaal alleen is daar genoeg genesende krag om mense te genees. Ek noem dit maar net. Om nagmaal te gebruik is om opnuut weer gereinig te word. Jy kan nie intap by Jesus en onveranderd bly nie. Jy kan nie een word met hom sonder om 'n koninkrykskind te word nie. Jy kan nie van sy liggaam eet sonder dat die woord in jou lewend word nie. Hy het dan gesê, dis my bloed en dis my liggaam. Ek sluit met hierdie gedagte af. Ek praat oor die okkultiese wêreld en die bloed en vir hulle in die okkultiese wêreld is die hoogste offer wat hulle vir Lucifer kan bring is 'n bloedoffer van 'n mature Christian. Daai is offer. Hulle gebruik ook bloedoffers om al hoe meer en sterker demons te mag ontvang. En hier sit ons met die mees kragtigste verbond ooit. En dit sal die mees kragtigste verbond bly tot in alle ewigheid in, dat jy een geword het met Jesus Christus. My boeties en sissies, daar is niks simboliek in die
herdenking van die verbond. Mag dit so wees, dat as u weer nagmaal gebruik, die krag in die bloed van Jesus in jou sal manifesteer en jou sal vernuwe na die nuwe verbond toe. Laat daardie testament 'n krag in jou lewe word, as jy een word met die Heilige van Israel. Groete in Jesus.